My koning, baie dankie vir die voorreg wat ons het om by mekaar te kan wees, om te kan leer, om te kan ontdek, om net so bietjie ons kennis, ons wysheid, ons insig van U te kom verbreed en Here regtig net op 'n nuwe manier toe te laat dat U net vir ons kom oopbreek en kom nuwe dinge wys, Here, sodat ons dieper in die hart kan inklim. Here, en eintlik op die kern van alles soos wat ek deur hierdie goed werk, dan dink ek, actually, we just have the opportunity to fall in love with You all over again and in a new way again. Omdat ons goed van U sien en goed van U ontdek wat ons dalk nog nooit van tevore ontdek het nie. So dankie daarvoor dat ek hierdie aand by U voete kan neerlê. Here, dat ek net U bloed oor ons almal kan pleit en Here, dat ek regtig net vir U kan vra that You would open the eyes of our understanding en dat U regtig net ons harte sal oopmaak, ons ontvanklik sal maak en dat vanaand vir ons van waarde sal wees. En ek loof en ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Okay, is julle reg? Het julle weer Genesis 1 gaan lees? Was dit weer vir julle lekker geweest, dalk 'n ding of 3 ontdek weer, so in die tussentyd. Ek wil vra, het almal van julle 'n pen by julle? Het julle 'n pen? Het julle 'n pen? Of 'n foon, of 'n iets? Okay, want vanaand gaan ek so bietjie meer fisies stil staan en ek wil hê moet 'n paar goed, want dit help nie my boekhouer is by Jesaja as ons in Genesis is nie, amper asof dit die moeilikste plek is om hom oop te maak. Ek gaan vra dat ons vanaand 'n paar fisiese goed omkring of onderstreep of hoe ook al dit sê, sodat ons net so 'n paar goedjies kan raak sien. Julle weet ek het verlede week vir julle gesê Moses het die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf en dis ook Genesis en ons het mooi stil gestaan by die hoe, wat, waars, hoekoms het hy regtig, hoe kon hy dit geskryf het, al daai tipe van goed. Julle is welkom om vir Amanda te vra weer eens, moet ek bieg en moet ek bely, dat ek weet ek sê altyd vir julle kan preeknotas en alles vra en dan gewoonlik vra julle hom en dan is dit nie sy wat dit nie stuur nie, dis ek wat bly vergeet om dit vir haar te stuur, dat sy dit vir julle kan stuur. Maar julle is welkom om haar te vra en eendag as my brein byp, ek beloof ek sal dit vir haar stuur. Sy dit vir julle kan stuur. En dan natuurlik is dit ook op YouTube, so julle kan ook net ingaan, dan is dit daar met die slideshows en alles om as julle ergens iets gemis het of weer wil na terugreference toe, julle is meer as welkom. So dit was verlede week gewees. Toe het ons ook gesê dat eintlik in Genesis kyk ons na die skepper en nie net die skepping nie. En ek weet nie of julle dit weer gaan lees het en ook net weer bietjie na daai realiteit gekom het van okay, wow, ek lees eintlik tussen die lyne soveel goed van God en van wie hy is. En ons het toe gesê dat dit 'n baie eenvoudige styl en struktuur is. Ons het gesê dat juis hierdie struktuur uitbeeld hoe hy vorm aan vormloosheid gegee het, hoe hy orde uit chaos uitgemaak het en hoe hy alles in plek gesit het, wat ons gesê dag 1, 2, 3 het hy sekere goed geskep en ooreenstemmend het 4, 5 en 6 in dit wat hy in dag 1, 2 en 3 geskep het ingepas. So dit was so kortliks gewees by verlede week. So vandag is ons nog steeds by Genesis 1 en ons gaan kyk so bietjie na die wiskundige eienskappe. Onthou julle, ek het vir julle gesê daar's 'n bietjie wiskunde ook in Genesis. So ons gaan so 'n bietjie, dis ook hoekom ek wil hê julle moet vir my onderstreep en omkring en hoe ook al dit vir julle die maklikste is. So in die eerste plek, hoekom sê ons daar's wiskundige eienskappe? Onthou ons het gekyk na die struktuur, ons het gekyk na die taalgebruik, ons het gekyk na die styl. So dit pas by die vorming van Genesis 1. Dit pas by die prentjie dat God actually moeite in Genesis 1. So dit was nie net 'n random, okay, ja, ek moet vir hulle sê hoe dit gebeur het nie. He put thought into it en hy doel en hy het rigting en hy het sekere motiewe wat hy in dit ingewerk het, wat net die kennis en ek wil nie eers eintlik sê die kennis en net die waarde van dit wat actually in Genesis 1 is soveel meer vir ons verdiep en vermeerder, want dit is nie net random woorde op 'n papier nie. As jy sien the thought that went into it, nee, onthou julle soos toe ons met die tabernakel gesê het, kyk hoe is hierdie goed, kyk wat simboliseer hierdie goed, kyk waarmee het God al hierdie goed gemaak, dan wys dit vir jou dat God 'n God van detail is, nê? So dis hoekom ons na die wiskundige deel ook kyk, want dit wys vir ons weer eens dat God in die detail is. So die eerste ene, ons sien die gebruiklikheid van 3 baie bekende nommers wat ons reg deur die Bybel kry, en dis nommer 3, nommer 7 en nommer 10. En ons moet ook die significance van dit insien. So in die eerste plek, wat beteken nommer 3? As jy sal kyk na Bybelse betekenis en reg deur die Bybel, nommer 3 hou verband met die harmonie en nuwe lewe, maar nommer 3 hou ook direk verband met die natuur van God. Onthou ons het gesê dis wie God is, hy is drie enig, Vader, Seun, Heilige Gees.
So as ons die nommer 3 sien in Bybelse konteks wat dit beteken, dan verteenwoordig dit altyd God en sy drie-eenigheid, wie hy is, dat hy 3 in 1 is, okay? Dan sien ons nommer 7, ek dink ons almal weet nommer 7 is die perfekte nommer, dit verteenwoordig perfeksie, dit verteenwoordig heelheid, dit verteenwoordig totaliteit, voltooiing van iets, die goddelike vervulling. So nommer 7 is kind of soos, dit is die perfekte nommer. Nie wêreldse mense sal sê iets the lucky number, maar ons weet dat nie 7 verteenwoordig eintlik perfektheid en volmaaktheid binne God se woord. Dit het niks met luck te doen nie. Dit het te doen met hoe God 'n God van totaliteit is. Dan nommer 10 verteenwoordig ook volledigheid. So jy kan sien dat al drie hierdie nommers so 'n bietjie iets met mekaar te doen het, maar nommer 10 verteenwoordig volledigheid, ook perfeksie, goddelike orde spesifiek as ons na nommer 10 kyk, en dit hou verband met God se wet, met sy geregtigheid, met sy perfekte oordeel. As jy dink aan daar was 10 gebooie gewees, daar was 10 plaae gewees. So as jy kyk na al daai goed, dis hoekom ons sê dit het te doen met God se oordeel, dit het te doen met sy geregtigheid, dit het te doen met sy wet, dit wat vir hom reg en verkeerd is, wat tog maar eintlik ook deel van sy natuur is, nê? Want God is 'n geregtige God, dit is wie hy is. Jy kan hom nie skei van sy wet nie. Okay, so terwyl ek sien julle skryf nog so vinnig, ek gaan vir julle 2 sekondes gee om klaar te skryf voordat ek aangaan. Julle kan vir my shop sê as julle reg is. Okay, kan ek aangaan? Is julle reg? Okay. So die nommer 3 in Genesis 1. Ons het nou gesê dat nommer 3, 7 en 10 kom redelik baie voor in Genesis 1. So waar sien ons die nommer 3 in Genesis? In die eerste plek het ons verlede week gesien, daai 3 dae, 1, 2, 3 en die volgende 3 dae 4, 5, 6, né? Daai verdeling, hoe die twee met mekaar verband hou, hoe hulle in mekaar inskakel. So dit was die eerste deel gewees. Dan sien ons dat op net 3 plekke skep God actually iets uit niks uit nie. En nou sal jy vir my sê, maar hoe nou, want God het vir 6 dae lank geskep, hoe kan jy sê dit was net 3 keer gewees, maar dis as jy teruggaan na die Hebreëse woorde toe. So as jy gaan kyk in die Hebreëus, die woord bara, wat beteken to take something, there was nothing and I'm making something bara, daardie woord kom 3 keer voor, en dit kom voor in vers 1, en daar vergeet ek amper dat ek wil hê julle moet goed onderstreep. Sien julle nou? Ek moet bybly by my eie notas. So dit kom voor as ons sê God skep op net 3 plekke iets uit niks uit, dan is die eerste 3 plekke wat julle moet gaan onderstreep as julle Genesis 1 of julle fisiese Bybel of julle foon oop het, dan is die eerste ene actually in vers 1 waar dit sê in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dis bara. Dis die woord wat daar voorkom, die Hebreëse woord. Okay? Dan gaan jy 10:10:1 moet omblaai, as jy wil, kan jy verskillende kleure gebruik, ek het nou potlood gebruik, maar ek het van myne het ek hakkies omgesit, van hulle het ek omkring, van hulle het ek so zigzag streepie onder gesit om die verskil te sien, so jy kan nou maar dit vir jouself wys soos wat jy wil. So die eerste een was daar in vers 1 gewees, dan blaai jy om, dan gaan jy al die pad tot vers 21 toe. Dan kry jy, God het die groot seediere geskep, en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard. Dis ook die woord bara. Okay? Dan, as jy verder afgaan na vers 27 toe, dan sien jy, God het die mens geskep, God het die mens bara, as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. So ons kry eintlik net 3 keer geskep in die sin van bara in Genesis 1. Okay? Dan as jy dit vergelyk met die ander, kry jy op 3 plekke die woord gemaak. En dit is die Hebreëse woord asha. So as jy gaan kyk in die Hebreëse tekste, dan is daar eintlik 3 woorde, en ons gaan miskien volgende keer meer by dit stil staan, want daar is geskep, gemaak, gevorm. Okay? So geskep, gemaak, gevorm, die kern is dieselfde, maar daar is sekere significant verskilletjies, dit is waarna ons dan volgende keer gaan kyk, en spesifiek volgende keer omdat gevorm dan bykom, wanneer ons kyk na die mens wat gevorm is, en die detail waarmee die mens gevorm is. So ons het nou die 3 plekke gesien waar bara voorkom, die 3 plekke waar die Hebreëse woord asha voorkom, wat beteken hy het gemaak, is in vers 7, daar kan jy gaan omkring, so het dit gebeur, God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. So hy het dit ge-asha, hy het dit nie gebara nie. Dan as jy omblaai na vers 16 toe,
Waar is my vers 16? Ek verstaan nou hoekom hulle groot druk Bybels gemaak het. Dan as jy afgaan na vers 16 toe, dan sê dit God het die twee groot ligte gemaak. Die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers en ook die sterre. Dit is ook Asha, so dis die son, maan en sterre. En dan kom jy by weer eens vers 25, waar dit sê, God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En eintlik as jy dit gaan lees, en ek het dit opgeval, en ek is eerlik, ek het nog nie helemaal mooi in het gaan inklim nie, miskien is dit iets wat jy ook so bietjie op jou eie kan gaan inklim, maar toe ek het gelees het, toe sien ek, as jy nou gaan lees by toe God die seediere gemaak het, nee? Toe sê dit in vers 20, laat die waters krioel van lewende wesens en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. Hy het die groot seediere geskep en al die ander lewende seewesens, almal na hulle aard, ook die voëls na hulle aard, nee? So dit sê, hy het gesê, laat dit daar wees. Dan as jy gaan lees na vers 24, dan sê dit, laat die aarde lewende wesens voortbring. En dan is dit die diere. So daar kan jy reeds 'n verskilletjie sien van op die een plek, hy sê nie, laat die lug voëls voortbring nie. En hy sê nie, laat die waters vis voortbring nie. Maar hy sê, laat die aarde diere voortbring. So daar is 'n bietjie van dit, toe ek dit raak lees, so dink ek, okay, hier is waar 'n bietjie van 'n interessantheid, hier is bietjie van 'n woordspeling, wil ek amper al sê, wat mense kan sê, okay, Here, hoe, wat, waar, wat is die verskil tussen bara en asha? Want onthou nou, ons het gesê dat die seediere en die voëls is gebara, en die aarde en waar is ek nou, die landdiere is geasha. So miskien sê net daai een stukkie vir ons die verskil tussen maar iets wat gevorm is uit iets anders en iets wat gevorm is uit niks uit nie. Okay. So dis wat ek vir julle sê, ek het hom vanmiddag raak gelees en ek was so, ek het dit nog nooit so gesien nie. So dalk is dit iets wat jy ook kan gaan raak lees. Okay. So in terme van die nommer 3, het was die indeling gewees van dag 1, 2, 3 en 3, 4, 5 en 6. Op net 3 plekke het God iets uit niks uitgeskep of gebara. Op 3 plekke het hy iets gemaak uit iets anders uit, so dis Asha. En dan sien ons dat op 3 geleenthede roep hy iets by die naam. So hy gee vir iets 'n naam en dis 3 geleenthede, nie 3 goed nie. So ons sien in vers 5, sien ons, God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. So daar was een geleentheid wat hy iets benoem het, op een dag. Dis die dag en die nag wat hy iets genoem het. Dan sien ons in vers 5, is ek nou reg? Nee, vers 8, ekskuus, is omdat ek nou hierdie kant en daai kant lees, nou verloor ek die hele tyd my plek. In vers 8 sien ons dan, God het die gewelf hemel genoem. Okay, so hy het iets by die naam genoem, nog 'n geleentheid waarby iets by die naam genoem het. En dan kom ons by vers 10, dan sê dit, God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem, nog 'n geleentheid wat hy iets genoem het, en by die naam genoem het. So ons het nou al 3 keer wat hy iets bara het, ons het 3 keer wat hy iets asha het, ons het 3 keer wat hy iets benoem het, wat hy gesê het, okay, hier is 'n geleentheid, ek benoem jou by die naam, hier is 'n geleentheid, ek benoem jou by die naam. So sien julle hoe kom daai nommer 3 die hele tyd voor, en onthou wat het ons gesê, 3 is harmonie, nuwe lewe, dis wat Genesis is, nuwe lewe, alles wat saamwerk. En ons sien ook die natuur van God in hierdie 3, van maar God het dit goed so geskep, God het dit so gewil, dat die dinge in sekere orde geskep moet word, want dis ooreenstemmend met sy natuur. Okay? En dan die laaste ene, 3 keer in die Genesis gebeure, seën God ietsie. Die eerste een is in vers 22, so dis nou weer as jy helemaal gaan omblaai ander kant toe, dan sê dit, toe het God hulle geseën, dit was vir die seediere en die voëls, toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voëls baie word op die land, so dis die eerste een, die seediere en die voëls wat hy geseën het. Dan sien ons in vers 28, staan daar, toe God na die mens hy geskep het, toe sê, toe het God hulle geseën, en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, heers oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde en ook oor die diere wat op die aarde kruip. So dis reeds 2 keer. Die derde ene, onthou wat het ek die vorige keer vir julle gesê, dat eintlik as jy in die oorspronklike indelings kyk, dan strek hoofstuk 1 tot en met eintlik ons Bybelse hoofstuk 2 vers 4. Onthou julle, ek het vir julle gesê dat hy is die anderste indeling. So wat is die derde ding wat geseën is? Dit is dan in hoofstuk
2 vers 3 in ons Bybels, maar in die oorspronklike geskrifte is dit steeds deel van die Genesis gebeure. My Bybel sê in vers 3, hy die 7de dag as gereelde rusdag geheilig, maar as jy in baie van die ouer vertalings kyk, en spesifiek die Engels, dan sê dit, and he blessed the 7th day, because he worked for 6 days and he rested on the 7th day. So 3 goed in die skepping het hy geseën. So hier sien ons daar hoe God kom en hoe hy net sy godheid en sy drie-eenigheid, sy orde, die lewe wat in hom is, die harmonie wat in hom is, hoe hy dit die hele tyd kom bevestig, deur die hele tyd hierdie 3 patroon te volg. Is dit vir jou interessant? Het jy dit al so raak gelees? Ok, het is lekker om bietjie die Bybel te ontdek, né? Ok, dan sien ons die nommer 7. Nommer 7 in Genesis 1, most obvious, 7 dae. As jy hom gelees het, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6, dag 7, so daar so het julle nie my nodig om vir julle die nommer 7 uit te lig nie, maar daar was 7 dae. Maar dan sien ons 7 keer het God gesien, dat dit wat hy gemaak het, goed is. So dit kan jy ook vir jouself gaan onderstreep. Die eerste een is in vers 4, daar lees ons, God het die lig geskep, en vers 4 sê, God het gesien die lig is goed, en hy die lig en die donker van mekaar geskei. Dan sien ons in vers 10, God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem, en God het gesien dit is goed. Dan sien ons in vers 12, die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard, en God het gesien dit is goed. Vers 18, presies dieselfde, hy die ligte in die hemelgewelf geplaas om oor dag en nag te heers, en om lig en donker van mekaar te skei, en God het gesien dit was goed. Vers 18 sê, daar was ek in vers 18, vers 21 sê, God het die groot seediere geskep, en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard, en God het gesien dit is goed. Dan sien ons in vers 25, nadat hy die diere gemaak het, God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard, en God het gesien, dit is goed. En dan natuurlik die intensified een wat die meeste van ons nou al gehoor het, meer as een keer miskien in 'n preek of 'n boodskap of 3, is in vers 31, waar daar dan staan, nadat God die mens gemaak het, nadat hy die mens geseën het, nadat hy die mens opdrag gegee het, dan sê vers 31, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed gewees. So 7 keer in hierdie skepingsverhaal hoor ons, God het gesien dit was goed. En dis nie God het gesê dit was goed nie, God het gesien dit was goed. So ons sien weer eens hierdie aspek van God, dat hy lewend is, that he perceives things, dat hy goed raak sien, hy het daai skrif wat sê dat sy oog niks mis nie, nee? Want God het iets geskep, en hy was ook nie afsonderlik van sy skepping nie, he made it, he looked at it, amper al as jy dink soos aan ons wat vanoggend praat het oor the spirit of understanding, to do something, to take that in, to perceive it, om het met jou sintuie in te neem, en toe sê soos, okay, dit is goed, nee? Toe kom hy tot daai conclusion. So ons sien dat 7 keer het God gesê, of sê die woord vir ons, het God gesien, dat dit wat hy gemaak het goed was. So it was visible, dis amper half nie soos, as ek en jy vandag sal sê, maar God is goed, dan is dit hang af wat my en jou definisie van goed is, nee? Want daar's baie van ons wat partykeer sal sê, maar hierdie ding wat nou met my gebeur, laat my nie dink dat God 'n goeie God is nie. Maar hoe God goed definieer en hoe ek goed definieer, is 2 wêrelde uit mekaar uit. Maar hierdie sê nie, dit was God se weergawe nie, hy het dit gesien, en ek en jy sien dit, en dit is sigbaar, dit is tasbaar, hy het gesien dat dit wat hy geskep het goed was, want hoekom, wat het ons laasweek geleer? God is 'n goeie God, so hy kan nie iets skep wat nie goed is nie. As daar iets is wat nie goed is nie, by his definition, not ours, then it was not from him, nee? So dis 'n stappie van onderskeiding, en dan sien ons baie interessant in die Hebreëus, is die eerste vers net 7 woorde. So in ons sê dit in die begin het God die hemel en die aarde geskep, maar as jy kyk, en ek het vir jou 'n prentjie op, as jy vir my daar sal opsit, Genesis 1 vers 1, daar is die interlineêre, en dit baie groot woord, Bybel of vertaling of wat ook al, jy kry dit op Bible Hub, so enige tyd, ek kan vir jou Bible Hub enige tyd voorskryf, dis al het 'n app ook, maar daarop kan jy commentaries sien, jy kan parallelle weergawe sien, jy kan sien wat die Griekse en Hebreëse
wat is die woord? Ja, die Griekse en Hebreëse vertalings, maar soos die noem het nou maar die woordeboek, want ek kan nou nie op die woord kom nie, wat vir jou verduidelik wat dit is. So dit sal byvoorbeeld vir jou sê, dis die Hebreëse woord 132 en sy parallel is die Griekse 345, argumentsonthaalwe. So jy kan enige tyd kan jy op Bible App gaan en jy sal enige iets wat jy in jou Bybelstudie doen, sal jy baie verbreed en baie verdiep. So hierdie is hulle interlineair. Interlineair beteken hulle sit die Engels soos wat ek en jy dit ken en dan sit hulle die Hebreëus, julle sien is die Hebreëse woorde en dan bo wat hy getranslitereer is. So nou moet jy onthou, die Hebreërs lees van regs af na links toe. Nee, hulle lees nie van links af na regs toe nie. So ek en jy het, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. In die begin het God die hemel en aarde geskep. 10. So dis anyway 'n goeie woordjie, maar ons is nou op 7, né? So in die oorspronklike Hebreëus staan daar in the beginning created God the heavens and the earth. En dan as jy kyk in the beginning, daar ek kort 'n liggetjie. Kort 'n liggetjie. Okay. Sorry, besides the point, nee. So daai, ek gaan nou te kort wees ook. Maar daai stukkie is een woord. Wat vir my en jou vertaal word as in the beginning is een woord. So daar kan jy sien is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So fisies as jy die Bybel oopmaak in Hebreëus en jy lees Genesis 1 vers 1, dan is dit 7 Hebreëse woorde wat jy lees. Okay? So hoe cool is dit? Dan as jy verder gaan, dan sal jy sien dat van die hoofstukke waarmee hulle eindig, ook net, dis nie net 7 woorde nie, maar in die kern is dit dieselfde 7 woorde. Onthou soos wat ek baie keer vir hulle sal sê, hierdie woord word afgelei vanuit hierdie een, word afgelei vanuit daai een. So as jy gaan kyk na die kernwoorde in die laaste dele van Genesis en die laaste 3 sinne, dan sal jy sien dat die kern van daardie woorde ook net uit 7 hoofwoorde bestaan, of 7 stamwoorde in die Hebreëus verstaan, wat daai sinne bymekaar gesit het. Dis nie 30 woorde en dis 30 verskillende Hebreëse woorde nie. Dis 7 met hulle afleidings wat die sinne maak. So hoe cool is dit nie? 7, volmaaktheid, perfektheid, completion, dit wat ons in God kry. Okay? Dan as ons kyk na die nommer 10 in Genesis 1, ek kort 'n groter sulke ding ook. Jo, maar die van sin het touwtjies en allerhande goetertjies, dan gaan ek myself koek, is makliker om net gou 'n interval te vat en dan ons nou geleer van intervals. Okay, so nommer 10, baie interessant. En daar gaan ek eerste, wil ek vir jou vra om die volgende te onderstreep. Dit het my baie lank gevat vanmiddag, eenvoudig omdat die vertalings verskil. En eenvoudig omdat as jy my ken, dan gaan ek regtig nie vir jou iets sê unless ek nie seker gemaak het soos die ding, want dit is net hoe ek is. Ek wil nie hier staan en ewen in my preke, dan sê ek vir jou iets en dan gaan Google jy dit en dan dink jy, waar val sy die bus uit nie. En ek het hierdie ding gelees en toe sê ek soos, maar ek wil dit soek en dan lees ek die een vertaling en dan sê ek soos, nee, ek tel dit soveel keer. En dan lees ek en sê ek soos, nee, nou tel ek dit minder kere. So ek het regtig hierdie ding vanmiddag gaan seker maak dat dit wat hierdie bron sê die waarheid is. So ek wil hê jy moet eers vir my omkring sodat jy dit dan kan sien. Ek wil hê jy moet vir my omkring in vers 3. Toe het God gesê. Ek weet nie hoe joune, dit hang nou af van jou vertaling, myne sê toe het God gesê. Okay? Vers 6, toe het God gesê. Vers 9, toe het God gesê. Vers 11, toe het God gesê. Vers 14, toe het God gesê. Dan skiep jy 'n hele paar versies, vers 20, toe het God gesê. Dan gaan jy nog 'n bietjie af, vers 24, toe het God gesê. Vers 26, toe het God gesê. Vers 28, begin myne deur te sê, toe het God hulle geseën, en vir hulle gesê. En dan vers 29, verder het God gesê. Okay. Het jy 10 getel saam met my? So met ander woorde, as ek en jy daarna kyk, nou gaan jy vir my vra, want dis wat ek dadelik gevra het. Toe gaan ek terug na vers 22, toe sê ek soos, maar daar staan, toe het God hulle geseën. En as jy van die ander vertalings lees, dan staan daar, God het hulle geseën en gesê.
En toe sê ek soos, dan sit ons nou 11. Dan sit nie 10 nie. Maar daar lê 'n verskil in. Want dis nie net wat God gesê het nie, dit gaan spesifiek oor die 10 keer wat ek vir jou uitgelig het, is 10 opdragte wat God sê. So dis nie net wat hy gesê het nie, dit was opdragte gewees wat hy gegee het. Dis wat jy kan dink, laat daar lig wees. Dis 'n opdrag en lig het gevorm. Eendag het ek 'n preek gekyk, of kan dit was dit 'n preek of was dit 'n liedjie wat ek gehoor het nie, wat iemand toe gesê toe sê hulle, the whole of the universe instantly obeys the voice of the Lord. God het gesê, laat daar lig wees, en dit was nie soos in oormôre eers lig nie, onmiddellik was daar lig gewees. God het gesê, laat dit gebeur, en onmiddellik was daar dit gebeur. Toe sê hulle, hoe sad is dit, dat die enigste deel van die skepping wat nie onmiddellik gehoorsaam is as hy 'n woord spreek nie, die mens is wat die meeste verstand het nie. Nee? Toe dink ek, dit is so, die res van die skepping, as God sê, laat daar lig wees, laat dit, dan, they don't question it, they don't ask questions, hulle beredeneer nie, it's just, hy het gesê, dis hoe dit is, en nou kom ek into being. Maar ons as mens, sukkel met dit, nee? En dis miskien waar ons kan sê, Here, make me obedient in the same way that you made creation obedient. Nee? The same way that light was obedient, let me be obedient. The same way that the animals were obedient, let me be obedient. Nee? So dis nou so 'n bietjie, snel weer 'n preek en nie 'n Bybelstudie nie. Ek sukkel, sien julle, ek sukkel om gefokus te bly. Okay, so waar lê die verskil? As jy vers 22 lees, dan sê dit net, God het hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voëls baie word. So dit was 'n seën gewees, wees baie, vermeerder. Dit was so gewees, en dan as jy lees in vers 28, word dit ook begin met, toe het God hulle geseën, en vir hulle sê, dis kom ek sê, dit hang af van jou vertaling, want soos my vertaling sê, toe het God hulle geseën, en aan die ander kant, toe het God hulle geseën en gesê. So dit is, kom ek sê, dit hang af van jou vertaling, om dit vir jou makliker en duideliker uit te lig, maar dan sal jy sien, presies dieselfde begin, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, maar dan begin daar iets verander wat sê, bewerk dit, heers oor die vis in die see, heers oor die voëls in die lug, oor al die diere, so daar kom 'n opdrag by. Dis nie net, ek bless jou dat jy meer word nie, dis ek bless jou, en jy moet heers oor al die ander goed, so daar's 'n opdrag aangekoppel, dis nie net, hy het nie vir die vis en die voëls gesê, jy moet gaan heers, hier's iets wat jy moet doen nie, okay, so dit is waar die verskil inkom, en dis nie net wat hy gesê het nie, dit was wat hy die opdrag voorgegee het, so as jy daarna kyk, dan is daar 10 opdragte, wat God actually vir ons hier uitsit, in Genesis 1, soos wat ons nou omkring het, en dan in die tweede plek, as ek en jy daarna wil kyk, en eintlik as jy nou dink aan die 10 opdragte, daar's baie van die kommentare, baie van die skrifgeleerdes, ook al jy hulle nou in 2024 wil noem, maar daar's baie van hulle wat dan sê dat, ironies, toevallig, God se orde, dit hang af van watter spektrum jy val, maar hoe is dit dat toe God die aarde geskep het, en hy dit aan Moses openbaar het, hy 10 opdragte gegee het, en dan kom die 10 gebooie, ook deur Moses, en hy gee weer 10 opdragte. So dit wys jou weer eens, daai God is 'n God van orde, dit wys vir jou God dink vooruit, nee, hy sien die einde van voor die begin af, dit wys vir jou hierdie prentjie van 10, dat dit konteks behou binne orde, konteks behou binne geregtigheid, konteks behou binne God se opdragte en sy wette. Okay. Dan die tweede plek waar jy 10 sal vind, is in die woorde elkeen na sy aard. So as jy gaan, of soortgelyk, weer eens dit hang af van jou vertaling, so as jy gaan lees in vers 11, dan sal jy sien, God het gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groenplante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra en waarvan die saad in sy vrug sit. Okay, so daar is jou eerste na sy aard. Dan sê vers 12, die aarde het toe groenplante laat uitspruit, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard, en God het gesien, het was goed. Dan as jy 'n bietjie verder afgaan, dan sien jy in vers 21, God het die groot seediere geskep, en al die ander lewende wesens, waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard, en God het gesien, dit was goed. Dan gaan jy af na vers 24 toe, God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring,
elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard, en so het dit gebeur. En dan sien ons in vers 25, weer 'n keer, God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. So as jy gaan kyk na hoeveel keer daar staan, elkeen na sy aard, by die tipe, dis makdiere na sy aard, voëls na sy aard, plante na sy aard, makdiere na sy aard. Elke ding is na sy aard en ons sien dit 10 keer. So weer eens, ons sien die orde, ons sien die completeness waarmee God skep, maar meer as enigiets as jy dan regtig so daaraan wil dink, dan al klaar hier in Genesis 1, disregard en dismantle jy enige vorm van evolusie. Want wat sê evolusie? Evolusie sê daar was een ding gewees en alles het vanuit hierdie een ding evolueer of verander of gegroei om die biljoene wat daar vandag bestaan actually voor te bring. Maar as jy hier in Genesis lees, baie duidelik, 10 keer wat ek en jy lees, wat dit amper half onnodig voel, want jy lees, God het gesê, laat daar na sy aard wees, en toe was daar na sy aard, en toe na sy aard, en nee, dit voel amper half soos, okay, we get the picture, nee, soos elke na sy aard. Maar dan dink ons, nêrens sien jy dat daar 'n oorvleeling van die lyne is nie. Nêrens sien jy dat daar iets is wat 'n halwe vis en 'n halwe mens is nie. Nêrens sien jy dat daar 'n halwe bok en 'n halwe mens is nie. Want God het gesê diere na hulle aard en God het gesê voëls na hulle aard en God het gesê plante na hulle aard, and nowhere those lines are being crossed. So jy kan nie vashak op evolusie nie, because it's not true. God het elke liewe ding na sy aard geskep. Okay. So daar sien ons dan die 3 en die 7 en die 10, so 'n bietjie wiskunde in die boek van Genesis. Okay, dit's daarom nie so erg wiskunde nie, né? Dis doenbare wiskunde, né? Okay. So dan weer eens as ek en jy dan daarna kyk, die styl, die struktuur, die uiteensettings, die oorvleelings, die taalgebruik, alles wat in Genesis gebruik word is simplisiteit. Alles is straightforward. Alles as jy lees, dan kan jy dit verstaan. Ja, dit gaan jou verstand te bowe, want wow, hoe groot is hierdie ding? Wow, amazing is dit? Wow, om te dink elkeen na sy aard, en as jy vandag dink, even net hoeveel spesies mure daar is, for that matter. Ek meen, ek sou nie eens aan 'n muur gedink het nie, want ek probeer hulle doodmaak. So ek sou 10 nie eers hulle wou geskep het nie, né? Of, sorry, Anay, spinnekoppe. Anay red spinnekoppe. Nou die dag het sy foto by haar kantoor geneem van so groot reënspinnekop. Toe ek so sê, het jy hom doodgemaak? Sy sê, nee, ek het hom gered. En as ek kon sou kom gehou het vir by die huis op. So ek sê, nee. ek het nie daai deel van compassion gekry nie. Die Here moet nog vir my daai deel van compassion gee, nee. Maar as jy dink hoeveel biljoene spesies daarvan 'n ding is. Ek meen honde, katte, al die tipe van goed. Ek en jy sou never mind die verskeidenheid as jy dink hond, kat, voël, vis. Ek en jy sou dalk die basics uitgedink het. Miskien op 'n goeie dag as iemand vir ons 'n paar idees gegee het. Maar om nou duisende spesies van een soort van dit te gaan uitdink, uit jou eie uit. Verstaan, dit sê net vir jou, wow, hoe amazing is God actually, net daai wat ons sê, daai storehouse of his knowledge, die storehouse of his wisdom, to actually create these things, en somehow, hulle almal saam te laat werk, nee, somehow, functioneer almal saam, somehow, al irriteer muskiete ons, hulle het hulle doel, nee, hulle het hulle doel, want God sou hulle nie geskep het as hulle nie 'n doel gehad het nie, al hou ons nie van hulle doel noodwendig nie, maar God het hulle geskep, en dit wys vir ons hoe groot oneindige skat daar in hom is, okay, so dit moet ons net actually soos wow maak, maar op die kern is alles eenvoudig, dis simplisiteit, dis soos wat ons laasweek gesê het, dis gemaak, dat maak nie saak watter taal jy is nie, maak nie saak wat jou agtergrond is nie, maak nie saak wat jou opvoeding is nie, as jy Genesis 1 lees, then you get the picture, God het alles geskep, en dit is wat hy alles geskep het. Maar tog beteken dit nie dat daar nie more to the story is nie. Nee, dit beteken nie omdat dit so eenvoudig vertel word, dat dit eenvoudig is nie. Nee, want wat het ons nou al geleer? God se wysheid en ons wysheid is nie dieselfde nie. So dit wat hy ingesit het versus die end product wat ons sien, is twee verskillende goed uit mekaar uit. En dit beteken nie dat ook selfs in hierdie eenvoud daar ook nie ook kompleksiteit is nie. Daar nie ook gedetailleerdheid is nie. Daar nie ook sekere goed is wat ek wil amper al sê, as jy menslike terme dink, wat bereken, en ons het dit moes bereken en uitgevier het, he just knows it. Nee?
Dis sy wysheid, hy weet net. En at all times he knows everything. Ek het so gelag oom John in sy afwesigheid. Nee, mag ek op hom pik? Hy was in hierdie week was op 'n stadium hier toe toe hulle getrek het, toe het hy boeke ingepak en hy het die boeke gekry van toe hy op universiteit was en hy doen ook lief wat is oom John? Hy's 'n siviele ingenieur, né? Ja, so dit is wat oom John doen. Sien, nou wil ek op hom pik in sy teenwoordigheid, maar ek het nie eers al die feite nie, né? Dit sal my leer. Maar toe sê hy, die kom hy op sy handboeke af en hy sê toe hy die goed oopmaak, toe dink hy, wat is die goed? Toe sê hy soos as hy nou weer hierdie toetse moet skryf of iemand vra vir hom hierdie ding, dan sal hy net soos geen idee hê wat dit is nie, maar toe hy geskryf het, het hy actually 'n paar onderskeidings gehad, maar nou kyk hy en dis regtig vir hom soos Grieks. En dan dink ek as ons dink aan ek en jy, ons wysheid is half soos net crunch time voor die eksamen. Ek leer alles en ek skryf die toets en woeps. Nee, daar is dit weg. Met behulp as jy fotogeniese brein het, dan hou dit dalk so 'n bietjie langer, nee, of as jy belangstel in iets of is iets wat jy op 'n daaglikse basis doen, dan behou jy daai stukkie wysheid. Maar as ons dink aan God en ons dink aan alles wat daar in die wêreld is, ek en jy is half soos, okay, ek is nou besig met hierdie ding, so nou fokus ek op die ding. Ek dink amper aan toe ons daar met Avoda, toe julle vir my die een vraag vra, toe ek soos ek het net Avoda nou op my brein. Ek kan nie nou fokus op iets anders nie. Ek kan nie nou 'n ander vraag antwoord nie, want hierdie is nou waar my wysheid is en dis waar my wysheid eindig. Maar God ten alle tye weet alles sonder dat hy hoef te gaan soek vir iets, né? Nee? Hoe amazing is dit? Nou is ek alweer heeltemal besides the point. Okay. Hy's net so cool, né? Jy kan nie soos sê hoe goed en groot hy is nie, né? Dan help dit nie as ons is hier nie, né? Okay, so daar's kompleksiteit, daar's gedetailleerdheid, daar's baie meer goed wat plaasgevind het behind the scenes, né? As net wat ons gesien het. Daar's goed wat in mekaar moes val, daar's goed wat moes saamwerk, wat ons nie sien nie en wat nie in detail noodwendig vir ons beskryf word nie. En Paulson skryf in sy boek toe sê hy, imagine describing how a house is built in a children's book. You would want it to be accurate but simplified so that the young readers would be able to follow the process. You might mention the bricklayer who lays the bricks, the carpenter who worked on the roof joist, window frames and doors, and maybe the plumber who put the piping in, the electrician who put the wires in, the plasterer who plasters the walls, and the decorator who paints them. Written in this way, the description has 6 basic stages. But of course, building a house is far more complicated than that. No one would say that the description in the children's book is wrong or misleading, just that it is rather more complex in reality. In the same way, there is no doubt that Genesis is a simplification and that science can also fill out a whole lot more detail for us. But God's purpose was not to provide detailed scientific accuracy. Rather, it was to give an orderly explanation that everyone would follow and accept, and which underlined that he knew what he was doing. Ek hoef nie te weet wat hy gedoen het nie. Ek hoef dit nie uit te figure nie, ek hoef dit nie te verstaan nie, maar ek moet weet hy het geweet wat hy doen. He knew what to do, he knew how to do it, he knew when to do it. En daarin moet ek berus. Dit is wat vir my belangrik is om te weet, that he knew what he was doing. Soos ons in terme daarvan kyk, dan is daar nie 'n geheim daaraan dat daar teenstrydigheid is tussen wetenskap en tussen die Bybel nie, en veral Genesis, nê? Ek dink ek het verlede week ook gesê wat die wetenskap probeer die hele tyd die Bybel disprove en dit probeer die hele tyd teen dit kom en sê nee, maar hierdie ding is nie waar, daai ding is nie waar nie. Maar tog as jy in die kern afgaan, is daar baie wetenskap wat eintlik dit approve, wat eintlik sê maar dit wat in die Bybel gebeur is waarheid, want kyk, dit is wat gebeur. So tog is die wetenskap speel hy 'n kardinale rol. Tog kan ons nie wetenskap heeltemal een kant toe stoot nie, maar ons moet seker maak dat ons wetenskap in die regte oog hou. En dit is waarna ons gaan kyk nou. So as ek en jy dan nou daarna kyk, as ons dink in terme van die verloop van die aarde, die vloed, al daai tipe van goeters, dan moet ons in terme van die wetenskap en die Bybel 2 hoofgoed besef of in ag neem. Die eerste een is hoe jy dit wil benader. You have to choose that nog voordat jy daarin klim. Jy moet besluit hoe wil jy dit benader. Die eerste een is, dis 'n keuse tussen die twee, so of die Bybel is reg, of wetenskap is reg.
Daar's nêrens wat hulle ooreenstem nie, daar's nêrens wat ietsie oorvleuel nie, daar's nêrens wat dit dieselfde kan wees nie. Jy het 'n keuse. In baie opsigte is wetenskap reg, soos wat ek sê, dit bevestig selfs die Bybel. Maar dan aan die ander kant dan spesifiek in sy boek noem hy een en ek is glad nie groot op paleontologie nie, so hierdie is letterlik net ek sê vir julle die voorbeeld wat in die boek is. So as julle beter weet of as julle self wil gaan navors, maar dan as julle gaan kyk in 1912 is daar in Sussex 'n skedel, julle weet hulle kry altyd al die mense in die skedels en nie die opgrawings. Het hulle 'n skedel gekry en hulle het hom die Piltdown Man genoem. En toe het hulle dit gebruik en hulle het gesê hy is half mens en hy is half aap, so dit bevestig evolusie. Want hulle het nou hierdie skedel gekry en hy is halfte, so dit wys vir ons dat die mens uit die aap uitgekom het, né? Dis wat die wetenskap sê. Maar toe later het wetenskap gekom en nadat hulle toets op die skedel gedoen het wetenskap bevestig en het hulle selfs gepubliseer dat daai skedel wat ontvang is of wat ontdek is, al was hy diep onder die aarde ontdek, was mensgemaak gewees. Deur mense wat lank terug geleef het, is die skedel mensgemaak gewees. So nou kan jy al van die een kant kom en jy kan sê, okay, maar wetenskap het nou die skedel ontdek, so wetenskap is teen die Bybel en wetenskap is verkeerd, maar tog het wetenskap disprove, nee, evolusie disprove. So met ander woorde, in daai opsig het wetenskap dan mos na die Bybel gesê is waar, né? So jy kan nie dit heeltemal aan albei kante net uitgooi nie. Daar is ergens 'n middeweg. So wetenskap het beide gedoen en wat hy sê is we should not accept scientific truth unquestionably, but neither should we be foolish enough to call people to commit intellectual suicide in order to believe that the Bible because it's not necessary. Want hoekom? God gee vir ons die vermoë. God gee vir ons kennis. God gee vir ons wysheid. God is die een wat vir ons die vermoë gee om te gaan studeer. Verstaan, of jy nou vir 'n dokter of 'n whatever ingenieur gaan swat en of jy nou swat om 'n paleontoloog te word of whatever, God gee vir jou daai vermoë. Daar is waarhede wat hy ergens wat hy weggesteek het, wat ons die vermoëns het om dit te gaan ontdek, sodat ons dit kan leer en tot die besef kan kom. So ons kan nie, alhoewel soos wat ons leer, menslike intellek nooit kan vergelyk met God se wysheid nie. Hoewel ons sê, maar ons intellek gaan nooit om ten volle kan begryp nie, moet ons besef dat ons nie vir iemand hoef te sê, all reasonable thinking has to be out the door nie, nee? Want dit kan ons self sien in wysheid en insig. Wat is dit? Jy kyk na die twee, jy onderskei, daar's intellek daar betrokke. So jy kan nie vir iemand sê, gooi alles by die deur uit, en jy moet heeltemal glad nie jou wil, intellek en emosies waarmee God jou geskep het gebruik nie, sodat jy God kan dien nie. Nee, ons moet die twee in ag neem. Okay, maak dit sover vir julle sin? Die tweede benadering wat jy kan kry, is segregasie of afsondering. So met ander woorde, ek hou die Bybel en die wetenskap so ver as moontlik van mekaar af weg. Wetenskap het te doen met die fisiese, die materiële waarheid, Bybel het te doen met morele en bonatuurlike waarheid. So ek skei hierdie twee, wetenskap sê vir my hoe en waar die aarde ontstaan het, en die Bybel sê vir my hoekom hy ontstaan het en wie hom gemaak het, and that's as far as it gets met hoe hulle ooreenstem. Wetenskap is feite en Bybel is waardes, en ons kan nie na wetenskap kyk vir waardes nie, en ons kan nie na die Bybel kyk vir feite nie. Maar dit is 'n Griekse denkwyse. Wie eens die van julle wat by die Avoda sessie was, dis wat ons sê, dit is die Griekse mitologie, wat maak dit ons sê, maar hierdie dinge is kerk en werk, wat ons mos in Avoda gesê het, hierdie dinge is heilig en hierdie dinge is nie heilig nie. God het dit geskep as 'n geheel. God het die fisiese en die geestelike geskep om simultaneously te funksioneer. He did not separate the two from each other. It was supposed to work together. En die Hebreëse konsep en die Hebreëse mentaliteit, die Hebreëse begrip, was dat beide hierdie goed saamwerk. Beide hierdie goed koop in mekaar en beide hierdie goed ondersteun mekaar eintlik as jy by die regte bronne uitkom, né? So ons kan ook nie eintlik sê dat heeltemal daar is die wetenskap en daar is die Bybel en jy kyk na die een vir die een en na die ander een vir iets anders nie, want dan as ons dit gaan doen, dan gaan ons half sê, maar die hele Genesis is net stories, dis net mitologie, dis fables, dit is opgemaakte stories, want die Bybel is dan mos nou nie 'n feitelike boek nie. So dan gooi ons mos nou Genesis by die deur uit. En dan as ons dit doen, dan ondermyn die hele res van die Bybel. Want as Genesis dan net mites is en fables is, wie sê die res van die Bybel is nie mites en fables nie, nee? So we have to take it that the Bible also has facts and even scientific facts. Okay. So dit los ons dan met integrasie.
waar ons die twee by mekaar uitkry. Maar dan moet ons binne dit besef, dat daar twee goed is wat 'n rol speel. Nee? En die eerste een is, wetenskap verander gereeld sy uitkyke. Jy moet, as jy enigstens iets van wetenskap weet, dan sien jy dit verander, dit groei, dit verbreed. In vandag se dae is evolusie, alhoewel daar nog steeds mense is wat in dit glo, is evolusie nie so groot ding wat gedryf word soos wat dit 'n paar jaar terug gedryf is nie. Want die mense het so 'n bietjie begin agterkom, nê? Ek wil amper of hulle het agtergekom dat die skedel mens gemaak is. As ek nou maar kan terugverwys na daai oomie toe wat hulle ontdek het, of tannie toe, ek weet nie, skedel wat hulle gemaak het. So die wetenskap verander die heeltyd. Die wetenskap se perspektief verander die heeltyd. Die wetenskap, selfs in terme van atome, op 'n stadium het wetenskap geglo dat atome is die kleinste dingetjie wat jy kry. Maar nou weet ons met gevorderde wetenskap, met verdere ontdekkings en leerstellings, het ons agtergekom dat die atoom amper soos 'n wêreld op sy eie is. Dat daar nog goed binne in die atoom is, waar almal gedink het 'n atoom is die kleinste ding. So die wetenskap brei die heeltyd uit. Die wetenskap groei, die wetenskap word gevorder, die wetenskap, want hoekom? Wat het ons gesê? God se insig en God se wysheid is ondeurgrondlik. So ek ontdek ietsie, en dan ontdek ek nog iets, en dan ontdek ek nog iets, en dan ontdek ek nog iets. So wetenskap verander konstant, maak nie saak in watter aspek, of jy nou kyk na geografie, antropologie, biologie, wat ook al, dit progresseer die hele tyd. En dan saam met dit, ons kan ook nie byvoorbeeld skies, enige van ons interpretasies aan een spesifieke wetenskaplike era koppel nie. Want as jy byvoorbeeld gaan en jy koppel dit aan, wie het hulle vanoggend gesê was die oom wat die ligte gemaak het? Edison, nee, Edison, julle, sien julle, ek het nie van geskiedenis gehou nie. So, ons kan nie ons konsep van lig en ons begrip van lig koppel aan Edison se konsep van lig nie. Nie dat ons dit weggooi nie, maar wat ons vandag van lig ken en verstaan en hoe ons lig geniet, is wêrelde weg van Edison se eerste liggietjie af wat hy uiteindelik ontdek het, nê? So maak nie saak in watter aspek van wetenskap dit is nie, ons kan nie hierdie era vat en sê, okay, nou gaan ons probeer om die Bybel in hierdie era se begrip te laat inpas, en in hierdie era, want elke era verdiep en verbreed en verander. So ons kan nie dit so nitpick en skiep aan nie, okay? Maar dan is daar waar die ander kant van die muntstuk is. En dit is hoekom dit so belangrik is, en as ons later in hierdie reeks gaan stilstaan by die gees van kennis ook. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy versigtig is waarna jy luister, dat jy versigtig is wat jy bestudeer, versigtig is watter teachings jy luister. Dis hoekom ek soos vanoggend sê, as ek vir jou ietsie leer, gaan soek dit self by die huis. Don't just take me at face value en alles wat ek sê is ja en amen nie, want ek's ook net 'n mens, nê? So we have to go and search these things. We have to go and confirm these things. Dis ook deel van God se opdragte. En dis waar die ander kant inkom, want net soos wat daar ontwikkeling in die wetenskap plaasvind, vind daar ontwikkeling in ons begrip van die woord ook plaas. Hoe ons 10 jaar terug sekere skrifte interpreteer het en hoe ons vandag sekere skrifte interpreteer met bykomende faktore en bykomende bronne is ook wêrelde uitmekaar uit. En nie noodwendig dat die een die ander een disregard nie, maar eerder wat het ons vanoggend gesê? Hierso is een ding en die Here gee 'n nuwe revelation. En hier's nog 'n ding en die Here gee 'n nuwe revelation. En dieselfde Bybelvers kan jy 100 goed wat die Here vir jou in een Bybelvers kan reveal. So presies dieselfde, net soos wat wetenskap verander en bevorder en geestelik moet ons dit ook besef. En in terme van ons interpretasie van die woord moet ons dit ook beskryf. En dis nogal se ouch, miskien is dit ook eendag vir 'n preek wat Paul skryf to say the Bible is inspired by God, but our interpretation of it may not always be. Dus ek sê, okay. Nee, want hoeveel keer lees ek om deur die brilletjie wat ek wil hê hy moet sê. Nee, for that matter, as ek so blaatant en straightforward kan wees, daar's mense wat gaan en volgende keer as ons inklim in die skepping van die mens en wat die mens is en die man en die vrou, daar's mense wat sê dat omdat God gesê het, laat ons die mens in ons beeld skape. Dan sê hulle so dit wys dat God bisexual kan wees, want God was dan meer as een. Almal van ons is soos 1 + 1 maak nie daar 2 nie, né? Maar dit is presies wat hierdie ding sê. Just because the Bible is the inspired word of God, it does not mean that our interpretation is the inspired by God. Want daar's baie dwaalleringe en daar's baie leerstellinge wat nie oplyn met wat die woord eintlik sê nie. Want ons interpretasie word beïnvloed deur soveel faktore en die sad ding, considering wat ons vanoggend gehoor het van understanding and disobedience, geen wonder
daar's so lack of understanding nie. Geen wonder daar's soveel verkeerde interpretasies nie, because there's no understanding, because we're not doing what God wants us to do. So ek kan net menslik voorspel dat dit al hoe erger gaan word. Mense se interpretasie van die skrif gaan al hoe erger word, because people are continuously losing their understanding, because they are continuously being disobedient to God. So maar dit daar gelos. So the Bible is inspired by God, but our interpretation of it may not always be. We need to draw a very clear distinction between the Bible text and how we interpret it. Ons moet daai lyn kry, en as die goed moet teruggaan, en ons moet skrif na skrif toe, daar is so prentjie wat hulle wys, waar al die cross-references, het jy al daai prentjie gesien, dan onder, dan sê hulle al die boeke van die Bybel, en dan het hulle met sulke verskillende lyntjies, wat hulle so deure trek, dan lyk dit so groot reënboog tipe van die dingetjie, al die cross-references, jy behoort dit al te gesien het. Dis een van jou maklikste plek om te gaan confirm as iets reg is, om na cross-references toe te gaan, en om te gaan kyk, want die Bybel jok nêrens nie, die Bybel weerspreek homself nêrens nie, so jy gaan in daai cross-references in, om die validity van iets te gaan ontdek, en dis wat ons ook moet doen, en daarom moet ek en jy altyd in ag neem, wanneer ons iets soos Genesis lees, wanneer die wetenskap kom en hulle wil iets sê, dan moet ons in ag neem, dat wetenskaplike interpretasie verander, en die mens is feilbaar, die mens maak foute, die mens het verkeerde interpretasie van God se woord, so ergens along the line moet al hierdie goed in ag geneem word. We need the spirit of wisdom, we need the spirit of insight, om actually die goed by mekaar te kan sit, en te sê, okay, hier is teenstrydigheid, Here wys vir ons wat is die waarheid. Ons gaan sit met die woord, ons gaan kyk wat sê die wetenskap, but ultimately, is ons afhanklik van u gees van wysheid. En ultimately besef ons die hele tyd, dit maak nie saak hoe slim wetenskap is nie, en maak nie saak hoe kry hierdie interpretasie van die Bybel is nie, op die einde van die dag, there will be some things that will never make sense. There will be certain things that we will never understand. That's the way it was supposed to be, want anders is ons God. Okay. So dis in terme van wetenskap. Hoekom het ek dit gesê? Want dit is wat ons dan ook help om te bepaal hoe lank 'n dag is, of was, in Genesis 1. Okay. So die oorspronklike probleem met hoe lank 'n dag was, daar was eintlik nie oorspronklike probleem nie, soos wat ons sê hoe die Hebreërs die Bybel lees en hoe ons die Bybel lees, originally there was no issue, want almal het dieselfde konsep en dieselfde begrip gehad. Die probleem het actually ingekom waar is ek nou, hier lees ek myself uit my paragrawe uit, het ingekom toe sommige Bybels met 'n datum langs Genesis 1 gepubliseer is. So as jy gaan kyk, sekere vertalings, sekere van die ouer Bybels, en jy maak hom oop dan langs Genesis 1, dan staan daar 4004 voor Christus. So hopelik het jy nie so Bybel nie, ek het gaan kyk, niks van myne het dit daar nie, maar van die ouer Bybels het dit ingehaal, wat hulle dit begin publiseer, en dan langs aan Genesis, weet waar daar staan Genesis, Exodus, langs Genesis het daar dan in hakies gestaan 4004 voor Christus, en dis toe wat almal soos maar hoe, wat, waar, en begin vra, en waar dit vandaan kom is, dit was 'n Ierse bishop gewees, 'n biskoop, wat gebaseerd op die generasies wat in Genesis genoem word, half teruggewerk het en gesê, dit is die sommetjie tot waartoe hy gekom het, is dat, as hy gaan kyk na Genesis, en hy kyk na al die generasies waar daar was, en hy werk terug, dan sê hy, dan was dit 4004 jaar om presies te wees. Die twee goed wat dit disregard, totaal en al in die eerste plek, hy het net gewerk op dit wat in Genesis staan, maar hy het nie in ag geneem dat Joodse genealogie meer gedetailleerd is nie. So die rolspelers word vir ons neergeskryf, maar dis nie te sê, daar was ander tussenin ook gewees, wat die tydperke verleng het, en wat 'n verskil maak aan die tydperke. En nommer 2, nee, onthou wat het ek nou vir julle gesê, jy gaan toets altyd die vrug van iemand se werk, en jy gaan beproef, en jy gaan maak seker van die feite. Dieselfde persoon wat gesê dat 4004 voor Christus het Genesis 1 begin, het gesê dat Adam 9:00 die oggend op 24 Oktober gebore is. So wie verjaar in Oktober? Die hoeveelste? Die 20ste. Dis baie naby aan Adam se birthday. So volgende keer, ons is amper in Oktober, nee, is 'n paar weke weg, so 24 Oktober, onthou tog net om vir Adam happy birthday te sê hier in jou binneste. Nee. En toe ek dit lees, toe ek eintlik al soos, rarig? Nee, dink ek, hoe het jy met die tyd, die Hebreëse kalenders wat verskil, die alles wat verskil, hoe het jy bepaal dat 9:00 die oggend
24 Oktober 4004 voor Christus. It's Adam, en nie gebore nie, maar geskep. Hoe? Nee, daar's sekere goed wat you just do not know and you have to deal with it. Dis daai wat soos, miskien het iemand om eendag gevra, wanneer is Adam gebore, en toe het hy nou gaan, kom ek maak 'n slim plannetjie, en partykeer as jy sekere goeders met die verkeerde intensies gaan soek, gaan die duiwel ook vir jou antwoorde gee, nee? So, miskien was dit gewees, dis hoekom ek eerder as iemand vir my iets vra, en ek weet regtig nie wat die antwoord is, en dan sê ek weet nie, sorry. Of ek sal gaan uitvind, of ek weet nie, sê jy my as jy uitgevind het. Want ons weet nie almal alles nie. En as ons op sulke tipe van soektogte gaan, dan gaan ons heeltemal die pad byster raak, nie? So ons kan nie op dit werk, maar dis waar die issue ingekom het. So in terme van die lengte van 'n dag, verskillende teorieë. Die nommer 1, letterlik 24 uur. No question about it, 24 hours. Okay? Die tweede een is die gap theory. Okay, so jy kan dit ook gaan Google. Die gap theory sê dat daar een van 2 moontlike gaps was. Die eerste een tussen vers 2 en 3, so met ander woorde, ons het daarso gelees, laat ek nou net verby my inhoudsopgawe kom. Okay, nee, wacht, daar is my inhoud. So tussen verse 2 en 3, so vers 2 sê, die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef, en dan kom vers 3 en sê, toe het God gesê, laat daar lig wees. So hulle sê, die aarde was donker en onbewoonbaar, en toe was daar, hoeveel ook al duisende jare gewees, there was a gap, en toe sê God, laat daar lig wees. Okay, so dis die een deel van die gap theory. Die ander deel van die gap theory sê, dat as ons na die geografiese inligting kyk, dan is dit van na die vloed af. So dit is hoekom ons goed nie oplaai nie, dit is hoekom al ons tydperke en goed nie sin maak nie, want ons weet eintlik net wat gebeur het na die vloed, en ons het nie idee van wat voor die vloed gebeur het nie, so there's a gap in terme van die vloed. So daar's baie loopholes, daar's baie gate, ek klim nie te veel in dit in nie, is net om vir julle te sê wat die teorie is, sodat as iemand vir jou kom vra, dan het jy daarom meer as net een ding in jou kop, dan kan jy vir hulle 'n volle prentjie inkleer, nee? Die derde een is illusie. So met ander woorde, daar's mense wat sê, God het goed ouer laat lyk as wat dit is. En hulle baseer dit op, onthou julle toe ons gelees het, dat hy het gesê dat hy gaan, ek dink dit was op vers 11 gewees, toe sê hy, hy het vrugte geskep en vrugtebome op die aarde, elkeen het na sy aard vrugte gedra, waarvan die saad in sy vrug was, so dit was, hy het nie plantjies in die grond gesit, en toe groei die bome, en toe staan bome nie, he completely, fully created it, dieselfde met Adam. Adam was nie 'n babietjie wat groot geword het nie, Adam was volwasse mens gewees. So gebaseer daarop sê hulle dan, nee, God het goed ouer laat lyk. So ek weet julle sê die bome, die ringe in 'n boom sê hoeveel honderde of duisende jare die boom oud is, maar God kon meer ringe ingesit het om dit ouer te laat lyk as wat dit regtig is. Wat ek dink, nee, I don't serve a deceptive God that wants to create illusions. Nee, dis nie die God wat ek dien en wat ek ken nie. Okay. Maar alhoewel dit seker nie onmoontlik nie, God kan goed skep soos wat hy dit wil skep, maar ek dien nie 'n God van illusions en sulke tipe van goed nie. Met God is dit waarheid en is regheid en hierso is die ding. Okay. Die vierde een is, hulle praat van geografiese eras. So met ander woorde, hulle sê, waar daar in ons Bybel staan een dag, dan verwys dit eintlik na een geografiese era. So as jy nou dink in terme van, sien hiersoos ek nou alweer in wetenskap en geskiedenis en geografie, daar was die steentydperk en die ystertydperk en net dis 'n geografiese era, daai tipe van goed, as jy ergens nog jou geografie kan onthou. So hulle sê dan dat een dag was een geografiese era. So dit was nie dag 1, 2, 3, 4, 5, 6 nie, dit was era 1, era 2, era 3 en so voort. So met ander woorde, dag 1 tot 3 is nie solar daar nie, en in elk geval as jy daai redenasie wil gebruik, dan soos die son is eers later geskep, verstaan? So hoe, in anyway, soos jy kan nie net gebaseer daarop enige deductions maak nie. Okay. So dit is dan die eerste ene, en dan as jy ook gaan, die vierde ene, ekskuus, en dan as jy gaan kyk, die 6 dae stem nie ooreen met enige van die geografiese eras nie. As jy gaan Google wat die geografiese eras is, daai wat hulle sê, hierdie stukkie, daai stukkie, it does not
add up. Dis nie dieselfde nie. So dit kan dan mos nou nie dieselfde wees nie. Dan is daar natuurlik die groep wat sê dis mitiese dae, it's all a myth. Met ander woorde, die hele Genesis verhaal is in elk geval opgemaak, so dit maak nie saak hoe lank die dag was nie, want dis in elk geval net 'n veeverhaal, né? So I couldn't care hoe lank die dag was nie. Dan is daar mense wat sê dit is 'n skooldag of 'n educational day. So met ander woorde, hulle sê dat God het die dele oor 'n 7-dag periode aan Moses openbaar. So met ander woorde, as ons lees, dit was die eerste dag, dan was dit op dag 1 wat God sê nou maar vandag is dag 1 en God openbaar hierdie stukkie vir my en môre is dag 2 en God openbaar daai stukkie vir my en oormôre is dag 3 en toe openbaar hy daai stukkie. So hulle sê dit is skooldae, maar tog soos het ons ook die vorige keer gesê het, die meerderheid skoliere en afleidings en alles, die groot oortuiging is dat God dit in visioene vir hom gegee het, net soos wat ons van die boek van Openbaring lees. So dit is ook nie, it's not justifiable, okay? Dan is die volgende ene wat hulle noem God Days. So met ander woorde, op die einde van die dag moet ons onthou dat tyd irrelevant is vir God, né? Tyd maak nie vir God saak nie. God is buite tyd. Hy bestaan buite tyd. Daar is nie so ding vir hom soos tyd waaraan hy onderhewig is en waaraan hy moet adhereer nie. Vir hom sê die woord van God is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos een dag, né? Dis ergens in die Nuwe Testament. Julle onthou wat ek vir julle gesê het, né? Dis ergens in die Nuwe Testament. Julle moet hom self gaan soek sonder Google. Een dag is soos 1000 jaar. Okay. En dan kan ons ook aflei of kommunikeer dat God gesê dat the whole of creation was all a week's work for God. So al is een dag vir God soos 1000 jaar vir my en jou, vir hom was dit soos 'n week se werk. Soos dit my en jou week se werk is dit vir hom net 'n week gewees. Dit is hoe, en dit beskryf amper half hoe groot hy is, want vir my en jou is dit soos jene, dit moes hierdie massiewe, onthou wat ons gesê het, ons lees net die plain version, ons sien nie al die detail nie, ons sien nie alles wat in dit ingegaan het nie, so hoe amazing en groot moet dit wees, dat as jy dink, wat kan jy in 7 dae doen, as jy regtig die hele dag lank werk, compared to God kan die hemel en die aarde skep in daai 7 dae. So dit wys vir jou sy grootheid, dit wys vir jou sy significance. En in die groter spektrum van alles, wat hulle dan sê, is dat die mens skynbaar onbeduidend is in terme van 'n kronologiese perspektief. Want as jy dan nou sal vat en sê, okay, hierso was alle tyd wat nog ooit bestaan het, en ons sê, okay, maar hierso was die aarde en toe hy die heelal en alles geskep het, en okay, hierso was die dag toe hy die mens geskep het. Dan wys dit eintlik vir jou, okay, actually in comparison, we're not that significant, want dis die vastness van tyd binne God se begrip. En dan wat hulle dan sê is, maybe God wanted us to think of creation as a week's work because he wanted to get down to the important part, us living on planet Earth. Out of all creation, it is we who are the most significant to him. He spent such little space in Genesis detailing creation and so much on mankind. Want net Genesis 1 praat oor creation en die hele res gaan oor mankind, his relationship with mankind, how he wants to restore mankind ensovoorts. So waar bring ons dit dan by mekaar uit? Vir my persoonlik staan ek op, dit is 'n kombinasie van 1 en 7. En hoekom ek sê 'n kombinasie? Want vir my, soos wat ek gesê het, wat kan ek in 24 uur doen en wat kan God in 24 uur doen? Hy kan baie meer doen as wat ek kan doen, verstaan? So from his perspective and from his wisdom and from his insight en van wie hy is, it could have been 1000 years worth of work, né? Maar as ons teruggaan na die kern en die God Day symboliseer vir my meer die grootheid van God en sy vastness wat daar in hom is wat dit regtig fisies sê hoe lank 'n dag was. Maar in terme van dag, as ons gaan kyk na die Hebreëus, want dis wat ons doen, ons gaan terug na hoe dit geskryf is, ons gaan terug na hoe hulle dit verstaan het, want God het dit binne daai konteks gegee dat hulle dit moet verstaan. Dan sê die woord dag in Hebreëus is die woord yom, okay? En hy word meer as 2000 keer in die Bybel gebruik, die woordjie yom. En hierdie woordjie kan op 3 verskillende maniere onder andere gebruik word in YOM. Ja, hierdie woordjie kan of beteken in indefinite period of time, so daar is meriete aan, maar 1000 jaar is vir God soos 'n dag, want jy kan sê, yom beteken in indefinite period of time. Jy kan byvoorbeeld dan sê,
in the day of Moses, dan is dit, verstaan, dis 'n spectrum, dis 'n indefinite, daar's nie 'n tyd daaraan gebonde nie. Dan word dit ook gebruik binne die konteks van daglig. Wat as ons sê it was a yom, dan praat ons van die tyd wat die son opgekom het tot die tyd wat die son gesak het. Then it was a day, it was a yom. Maar dan kry jy soos wat ek en jy plain dood eenvoudig 24-hour day is a yom. Okay? En dis hoekom ek sê vir my begrip, my verstand van al hierdie goed wat bymekaar is that it was one day. Okay, 24 hours. Want selfs as jy gaan kyk beide die Engelse taal en die Hebreëse taal word die beskrywing of die definisie, want ek het nou sê daar's 3 indefinite, daylight of 24 hours. Die beskrywing word gekoppel en bepaal deur die konteks. En dis wat ons regdeur met Bybelstudie leer. Konteks, 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 konteks. Nee, ons kan nie die Bybel apart van konteks lees nie. En as jy gaan kyk na Genesis 1 en jy gaan kyk na Genesis se konteks, dan in die eerste plek is daar nommers, so dit is the first day, the second day, the third day, the fourth day, so daar's 'n kort op mekaar siklus wat volg, of nommers wat volg, en daar's 'n baie duidelike siklus, want in van jou vertaling sê dit, en dit was dag, en dit was oggend, die 4de dag, en dit was, het ek nou gesê dag en oggend, het julle my gehoor? Dit was nag en dit was oggend of môre die 3de dag. Dit was nag en dit was môre die 4de dag. En daar is ook eintlik 'n baie oogpunte of sal ons sê revelations rondom die feit dat God het eers gesê nag, dag. So met ander woorde, ons moet vanuit 'n rustende posisie werk, nie? Onthou julle avoda en nie werk slaap nie, it's supposed to be the other way around, maar dis nou weer 'n preek en 'n ontdekking vir 'n ander dag. Maar ons sien hierdie siklus van dag, nag, dag 1, dag, nag, dag 2. Ons sien daardie siklus wat daar plaasvind. So daar is nie, hoekom is dit nodig om te sê oggend en aand? Hoekom is dit nodig as dit nie iets met betrekking het tot die konteks nie, nê? En dan as jy gaan lees reg deur Eksodus en die Nuwe Testament op meer as een plek, bevestig dit dat die konteks daarvan 24 uur is. So met ander woorde, wat beteken dit? As ek en jy Genesis 1 lees, dan is een dag in Genesis, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, is dit 24 uur soos wat ek en jy dit ken. Is 24 uur soos wat God dit ken anders as 24 uur wat ek ken? Ja. Want sy wysheid en sy begrip is anders. Vir hom is 1000 jaar soos een dag. So vir my, binne my konteks en binne my menslike milieu, is dit 24 uur. Maar God het nie gesê 'n dag sodat ek moet dink dit was 'n hele era van 1 miljoen jaar nie. God het gesê dit was 'n dag sodat my begrip vir my sê 24 uur. Want dit was wat die Hebreëse woord was. Hoekom? Sodat dit my juis kan staan en sê, how amazing is this God? Dat hy sê 'n woord en things just come into being, en dit vat hom wat dit my sal miljoene jare vat om te doen, vat dit hom 'n dag en 'n dag en 'n dag en 'n dag en 'n dag. So it creates that awe in us, en dit is die duidelike ding dat sy mag, sy wysheid, sy begrip, vir hom is daar baie meer moontlik in 24 uur, as wat daar vir my en jou is. So as iemand jou vra, maar wat van die dae is, en dan kan jy vir hulle sê, ja, dit is wat mense sê, en dit is die teorie wat daar is, en as jy wil, ek gaan jou weer eens, ek gaan jou uitnooi, dis wat ek vir jou sê, my woord is die wet nie, nee? Gaan ondersoek dit, gaan lees die goed wat ek vir jou gesê het, gaan fors dit na, gaan kyk wat's die gap theory, gaan kyk wat al die goed is, maar sekere van die goed kan ek vir jou sê, jy gaan hom lees en jy gaan dink, regtig, hoekom het ek hom ooit gegoogel? En sekere goed gaan daar vir jou meriete aanwees, sekere goed kan jy sê, okay, this might make sense to me, en ek wil jou herinner om dan die hele tyd te sê, maar Here, U leiding, Heilige Gees, U wysheid, Heilige Gees, U insig, want hoekom? My begeerte is nie om iemand wetenskaplik verkeerd te bewys nie, my begeerte is om U beter te ken, my begeerte is dat my verhouding met U moet versterk, en dat ek geestelik moet groei, kan nie worry wat die wetenskap sê nie, nee? Alhoewel ons dit in ag neem. Okay, so maak dit vir julle sin? Was dit vir julle interessant? Amper sê ek vanoggend, ek sal weer oor my tyd, ek het so hard probeer. Man, julle, ek gaan regkom, eendag, nee? Daarom is julle nog genade met my. Ek beloof ek maak nie as prismisbruik daarvan nie. Okay, so dit is ons Genesis. Ek hoop dit het vir jou iets beteken, ek hoop dit het vir jou so 'n bietjie excitement gegee, bietjie weer iets nuuts gegee om aan te gaan kou. Ons volgende aanddiens, ons het nou volgende Sondag is Nagmaal Sondag, so dis dan ons soaking aand. So dan weer eens bring jou Bybel, bring jou kombers, kom, we just gonna sit at his feet. Ons sit net musiek op en ons spandeer net tyd in sy teenwoordigheid. Jy kan hier kom Bybel lees ook as jy nie by die huis tyd kry om Bybel te lees nie. Dis net daai pause in jou skedule, want ons kry nie altyd almal tyd nie, so dis jou soaking en dan die week
week daarna, dan gaan ons weer aan met ons Genesis, en ek wil jou dan, so jy het 'n ekstra week om Genesis 2 te gaan lees. Ok, sien ek is nice met julle, ek is nie soos die skoolse onderwysers wat sê, môre moet dit klaar wees nie. Ek het julle nou al, wat was dit, 2-3 weke gegee om Genesis 1 te lees, nie? So nou kan julle Genesis 2, het julle klaar 2 weke, en ons het nog eers begin met hom nie. Sien, ek is 'n nice juffrou, nie? Ok, enige vragies, enige iets wat julle ook ontdek het, toe julle Genesis 1 gelees het? Yep. Ja! Thank you for sharing. Ek dink dit is cool hoe die goed net in mekaar in werk. Nee, ons hoef nie teologies of hogere taal te gebruik nie. Dis net, our God is an awesome God. Nee, punt, finish, klaar. He created everything. From him, in him, to him, everything exists. And apart from him, nothing can exist. He upholds everything. Nee, so amazing is dit. So gaan lees jou Genesis 2. Gaan, as jy wil, gaan maak weer 'n draai in Genesis 1 met wat ons vanaand sê. As jy iets ontdek, as jy iets geleer het, kom share dit. Ons leer by mekaar, ons raak liewer vir die Here, en dan vat ons net hierdie journey verder. OK, kom ons sluit die oë. Dankie my koning, net vir die feit dat U oneindigend is. Here, dankie vir die feit dat U aan alles gedink het. Dit is so waar wat hy sê, Here, dat ons probeer nog uitfigure wat U alles al reeds in plek gesit het, van lank voor die begin van tyd af, Here. En wat 'n amazing voorreg. Ek dink weer aan die psalmdigter wat sê, as ek aan al hierdie goed dink, as ek sien wat U als geskep het, as ek sien hoe U hierdie wêreld, hierdie hemel en hierdie aarde geskep het, en ek kyk na myself, dan kom ek net tot die conclusion, who am I that you are mindful of me? Wie is ek bloot 'n mens, dat U aan my sou dink? And yet, you love me. Yet you created me. Yet you sent your son to die for me so that I can be reconciled unto you. Wat 'n awesome voorreg, my koning. So Here, ek wil bid dat soos wat ons besig is om te leer, soos wat ons besig is om te ontdek, soos wat ons besig is om dieper te klim, Here, dat U net hierdie opgewondenheid in ons sal kom stuur, Here, en dat dit net meer en meer en meer sal word, en Here, regtig soos wat ons daai eerste aand gesê het, that we would just fall in love with you all over again, that we would stand in awe of you all over again, that you would even ignite a holy fear of the Lord on the inside of us again, Here, dat ons sal besef wie U is, dat ons sal besef wie ons is, en Here, hoe hierdie hele prentjie in mekaar pas. So dankie daarvoor, dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie vir U grootheid, U goedheid, U heiligheid, dankie vir U sewevoudige Gees, wat saam met ons op hierdie journey is, om die goed vir ons oop te breek en te openbaar, my koning, en help ons net om in daardie afhanklikheid te bly, en om 'n teachable spirit te hê, Here, en help ons meer as enige iets, om altyd dit te gaan toets met die woord, om altyd terug te gaan na U toe, sodat ons nie op dwaalspore gelei sal word nie. En ek loof en ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.